Goeiemôre aan almal. Dit is vandag die 20ste Maart 2026. En ek kan vandag bly wees want Vader het my bevestig. So 'n rukkie terug het ek 'n video gemaak en dit het in die loop van die laaste 48 uur het dit in vervulling gegaan, waaroor ek baie verheug is. Vader is getrou in regverdigheid nie, hy lieg nie vir 'n mens nie. Kyk 'n bietjie wat het ek voorspel. Hier is die video. Ek droom laas jaar so. Ek kyk op na die lig. Ek staan buite, dit is donker. Ek kyk op na die lig en daar is 'n prentjie in die lig. Dis asof die prentjie verstaan het. Ek sien 'n groot swart double cab Ford Ranger bakkie. Jy weet die groot is. En aan die voorkant van hom is 'n Scud missile. En aan die voorkant van die Scud missile is 'n jet. Nou, die enigste rede dat ek weet is 'n Scud missile is omdat die engel wat toe langs my staan vir my sê, kyk daar, daai is 'n Scud missile. Nou, ek weet niks van wapentuig af nie. So, daarom verstaan ek nie van Scud missiles nie. Nou ja, die media kan ons nie altyd mooi vertel nie, ons sien ook maar net die stukkies berigte, maar dis nie die eerste vliegtuig wat die Iraneese afskiet in hierdie oorlog nie. Die probleem is net, alhoewel CENTCOM hierdie afskiet bevestig het, naamlik dat daar 'n F-35 'n noodlanding moes doen op een van hulle vriendelike lughawens in die Midde-Ooste, wil hulle nie verdere inligting gee nie. Maar soos ek sê, hierdie is bevestig. En wat interessant is, hierdie F-35's is hulle noem dit 'n 5th generation warfighter. En die kans dat jy hom kan afskiet is volgens hulle baie skraal. Dis 'n spesialis vliegtuig en hy's 'n stealth vliegtuig met die gevolg is hy's onderstel om onder radar te beweeg. Jy moet hom eintlik nie kan optel nie. Die vliegtuig is bemark aan verskeie lande in die wêreld. Ek dink 'n stuk of 19 wat bestellings ingesit het om hierdie vliegtuig te koop by die Amerikaners. So hierdie berig dat Iran so 'n F-35 raak geskiet het, al het hom dan nou nie afgeskiet nie, hulle het hom raak geskiet en hy moes 'n noodlanding gaan doen het, is 'n baie, baie belangrike deel van hierdie oorlog wat ons sien, soos wat dit ontvou. Nou, die ander wat interessant is in die begin van die oorlog was daar die berigte dat, ek dink is in Kuwait, is daar F-15's afgeskiet, en dit was oral op die internet. Ek sal 'n bietjie nou die inligting vir julle wys, ek gaan julle die video's wys. En dit was ook groot nuus, en die Amerikaners het toe gesê, nee, die Kuwaitis, dit was friendly fire. So, die rede hoekom 3 jets afgeskiet is, oor Kuwait het te doen met friendly fire. En ek het na die analiste en die kenners gaan luister hieroor, en hulle lag lekker, want sê hulle, hierdie stelsels is geprogrammeer, dat jy nie jou eie mense kan afskiet nie. Jy kan nie jou vennote in die oorlog afskiet nie. So die rekenaar is geprogrammeer om te praat met verskillende vliegtuie, soos ek het verstaan. So, en dis eintlik logies, dat jy die rekenaarstelsel so moet programmeer, want dinge gebeur so vinnig daar in die lug. Jy kan maklik 'n verkeerde knoppie druk op 'n verkeerde vliegtuig. So, die rekenaars is geprogrammeer, dat jy nie jou eie jets kan afskiet nie, of dat die Kuwaitis nie, hulle hierdie Amerikaanse jets kan afskiet nie. So, die Amerikaners weer eens lieg vir hulle mense. En dan is daar hierdie groot nuus van die KC-135, wat afgeskiet is oor Irak, en deur militantes groepe in Irak wat Iran goedgesind is, en dit was 'n geweldige slag vir die Amerikaners. 6 VSA soldate is dood in daardie afskiet van daardie besondere vliegtuig. En dan was daar nog berigte dat nog vliegtuie op die aanloopbaan van hierdie KC-135's raak geskiet is, raak gebom is, met die gevolg is, die Amerikaners het groot skade gelei. Maar nou ja, as jy na Donald Trump luister, dan gaan hy vir jou 'n groot klomp twak voer, want hy kan nie erken, en ek dink nie hy gaan baie gou erken, dat hierdie Iran-oorlog seker die grootste fout is wat die Amerikaanse
regering nog ooit in die geskiedenis van Amerika gemaak het nie. Maar kyk bietjie hierdie video. Several, according to the Kuwaiti Ministry of Defense, U.S. jets that have gone down. What do we know there? That is correct. Just about an hour or so ago, the Kuwaiti Ministry of Defense confirming that several U.S. jets, not exactly putting a number on it, but saying several U.S. jets had been shot down or had crashed in Kuwait. Now, we've seen at least two separate-looking videos, two independent videos that seem to show two separate crashes. One, we see this aircraft spiraling, an F-15E Strike Eagle, spiraling, its tail on fire, trailing smoke, and crashing. According to reports from the Wall Street Journal, Iranian missiles struck Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, one of the most important U.S. military hubs in the region. During the attack, 5 KC-135 Stratotanker refueling aircraft were hit while parked on the ground. These planes are critical. They refuel fighter jets mid-air, allowing them to stay in combat for hours without landing. The damage was significant and planes were completely destroyed. The message was clear. Refueling aircraft are the backbone of long-range air operations. Without them, fighters and bombers can't travel long distances or remain over targets for extended missions. In other words, targeting tankers is like attacking the fuel line of an entire air campaign. That's why this strike immediately raised alarms inside the Pentagon. At nearly the same time, another KC-135 refueling aircraft crashed over western Iraq. All 6 crew members on board were killed. Iran-backed militias claimed responsibility.